kom ons kom ons kyk eers wat die woord vir ons sê. As ons hier by Markus 14 gaan staan, dan het ons nou met die nag te doen, soos wat ons môre aand sal sien. Ons sou dit môre aand gehou het, ons hou dit vanaand. Wanneer Jesus die laaste aand saam met sy disippels is. En dis 'n belangrike aand. Want dit is veronderstel om 'n ete te wees vir die Pasga. En dan kan ons 'n bietjie terugkyk en ons kan vra nou maar, wat is so belangrik aan die Pasga gewees? Wat is hierdie ete? Want ons hoor soveel mense praat oor hierdie ete. En Lia, het jy vir ons die knoppie al gedruk? OK, goed. En dan kan ons na die elemente van die ete kyk wat uit Israel se verlede uitkom. En vir hoeveel eeue, amper 2000 jaar wat dit oorgedra was. Soos wat God hulle uit Egipte uitgered het. Baie spesifiek. En dan sien ons dat die Bybel skryf vir hulle voor, dat om beskerm te wees tydens die laaste plaag, is daar hierdie ete voorgestel, in daai nag. Hulle moes 'n lam vat, vlekkeloos, geen fout op die lam nie, en dan moes hulle die lam slag, hulle moes die bloed aan die kozijne smeer, en hulle het die lam gebraai, en dan moes hulle die lam eet, tydens daai nag. Niks mag oorbly nie. En so het hierdie fees wat hulle daaruit ontwikkel het, wat God vir hulle die instruksie voorgegee het verder gegaan en ontwikkel. Ja, so ons hoor op die einde van die dag die elemente wat hier voorgeskryf word. As ons nou gaan kyk na wat alles vandag daar gebeur, dan is daar uit daai elemente, uit alles wat daar staan, word daar vir ons genoem dat uit die Bybel uit spesifiek is vir hulle voorgeskryf 3 goed. Eerstens, hulle moes die lam kry, hulle moes die lam slag, hulle moes die lam braai. Die tweede ding wat vir hulle voorgeskryf was dat hulle moes bitter kruie saam met die lam eet. En dan die derde ene is dan dat hulle moes ongesuurde brood eet. En tradisies het verder saam met dit ontwikkel. Ons het byvoorbeeld gesien, daar het 4 bekers wyn saamgekom op die einde van die dag. Elkeen van hulle het 'n betekenis ontwikkel, wat die Jode daar aan 'n betekenis gekoppel het. Dit wys God se beloftes teenoor Israel. Die derde beker is dan ook die beker van verlossing. Die kruie was 'n voorstelling van die swaar kry wat hulle gehad het in Egipte. Hulle moes onthou hoe dit met hulle gegaan. En dan het daar ook die ongesuurde brood gewees. En die ongesuurde brood in die Ou Testament was vir hulle die haas van die verlossing wat plaasgevind het. Daai nag was hulle verlossing gewees en hulle moes vinnig by mekaar kan kom. En daar was nie tyd om brood in te suur ensovoorts. En dit is vir hulle gesê, die verlossing het vinnig gekom, die ongesuurde brood. En dan het hulle ook gelees, hulle het 'n storie opgestel wat in die Pasga dan ook vir hulle gelees is, soos wat hulle deur die elemente gewerk het, wat op die tafel was. En hierdie was die Haggadah. Dit was vir hulle die storie van Exodus wat vir hulle voorgehou is, wat alles met hulle gebeur het in die geskiedenis, verkorte weergawe natuurlik. En dit klink nogal baie soos Thanksgiving wat die Amerikaners het, of
of Kersfees wanneer ons Jesus se geboorte vier. En dis familie wat by mekaar kom. En familie kom sit om die tafel. En dan vra ons osself af nou, wat is die probleem met so 'n ete? En die antwoord wat ons vir mekaar kan gee is dis 'n familieete. Dis soos ons Kersfees etes. Dit raak 'n tyd vir afshow, en dit raak 'n tyd vir ondermyn, en dit raak 'n tyd vir ou koeie uit die sloot uitgrawe. Dis mos hoe families maak. Almal begin stres en met mekaar te vergelyk. En ons raak oorfyn gevoelig. As 'n ander ou net vir my skeef gekyk het, dan is ek wonder hoekom kyk hy nou weer vir my? Wat het ek hierdie jaar verkeerd gedoen wat hy nou vir my so kyk? En dan wonder 'n mens op die einde van die dag, was dit die moeite werd om so 'n ete te eet? En nou kom ons na ons teks toe in Markus 14. Want jy sien die disippels het ook so 'n ete gehad. Hulle het baklei onder mekaar oor wie is die belangrikste. As jy gaan kyk na Lukas 22 vers 24. Daar om daai tafel, wat vir hulle veronderstel was om 'n herinnering te wees, het hulle met mekaar gesit en stry oor wie is die belangrikste. Hulle stres oor wat Jesus vir hulle sê, en dan interpreteer hulle alles verkeerd. As jy hier by vers 18 en 19 kom, dan sê Jesus vir hulle, terwyl hulle, dis Markus 14 vers 18, terwyl hulle aan die tafel aangelê en besig was om te eet, het Jesus gesê, amen, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai, een sal met wie sal met my eet. En hulle het bedroef geword, en een vir hom gevra, is tog seker nie ek nie? En Johannes lees as hoe Johannes moes gaan skimp. Hy moes daar teen Jesus se bors gaan lê en vir hom nou vra, luister nou, vertel vir ons tog wie is die ouetjie? En dan raak hulle harde kwas, as Jesus hulle waarsku, dat hulle gaan getoets word. En hulle dring daarop aan, hulle dring aan op hulle eie vermoëns, hulle sal nie vir Jesus verloon nie. Ons sien dit Markus 14 vers 27 tot 31. Vers 27 sê Jesus vir hulle, julle sal almal struikel, want daar staan geskryf, en hulle het Jesaja uit aan, ek sal die herder neervel, en die skape sal uitmekaar gejaag word. Maar nadat ek opgewek is, sê Jesus dan, sal ek voor julle uitgaan na Galilea. En Petrus sê daarop vir hom, selfs al sal almal struikel, ek sal nie. En Jesus antwoord hom, amen, ek sê vir jou, jy sal vannag voor die haan 2 keer kraai, my 3 maal verraai. Maar Petrus het uitdruklik gesê, selfs al moet ek saam met u sterf, ek sal u beslis nie verloon nie. En almal het dieselfde gesê. Die hele spul van hulle. Jy sien, hulle begin amper hulle eie ou godsdiensie daarso, om daai tafel. As ek nie Christus se stem wil hoor nie, dan gaan ek 'n ander manier soek. En dis presies wat hulle doen, hulle wil nie luister nie. En die hele aand is vir hulle so emosioneel, dreinerend. Hulle raak so emosioneel moeg, dat hulle 3 keer aan die slaap val wanneer hulle vir Jesus moet ondersteun in sy gebed. Hulle kan dit nie bybly nie. Hoe reageer Jesus op hierdie debakel om die tafel?
Kom ons lees Markus 14 vers 18 tot 28. Kom ons lees dit. Vers 17 sê, teen die aand kom Jesus toe met die 12. Terwyl hulle aan tafel aanlê en besig was om te eet, het Jesus gesê, Amen, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. Hulle het bedroef geword en een vir een van hom gevra, tog seker nie ek nie. Hy het vir hulle gesê, dit is een van die 12. Die een wat saam met my sy hand in die kom insteek. Die seun van die mens gaan wel heen soos daarvoor oor hom geskryf staan, maar elende wag vir daardie man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir hom beter wees as hy nie gebore was nie. Terwyl hulle eet, het hy brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê, neem, dit is my liggaam. Toe het hy die beker geneem, gedank, dit vir hulle gegee en vir hulle het almal daaruit gedrink. Hy het vir hulle gesê, dit is my bloed, die bloed van die verbond, wat vir baie uitgegiet word. Amen, ek sê vir julle, ek sal beslis nie meer van die vrug van die druiwestok drink tot daardie dag wanneer ek dit nuut gemaak in die koninkryk van God sal drink. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle na die Olyfberg vertrek. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal struikel, want daar staan geskryf, ek sal die herder neervel en die skape sal uit mekaar gejaag word. Maar nadat ek opgewek is, sal ek voor julle uitgaan na Galilea. Petrus sê daarop vir hom, selfs al sal almal struikel, ek sal nie. Jesus antwoord hom, Amen, ek sê vir jou, jy sal vannag nog, voor die haan 2 maal kraai, my 3 maal verloon. Maar Petrus het uitdruklik gesê, selfs al moet ek saam met u sterf, ek sal u beslis nie verloon nie. Almal het dieselfde gesê. Jesus doen 3 goed. In die eerste plek is hy eerlik met sy disippels. Hy steek nie vir hulle goed weg in hierdie aand. Hy sê vir hulle wat besig is om te gebeur. Een gaan hom verraai. Hy gaan nou sterf. En daar's 'n baie goeie rede hoekom hy moet sterf. Hulle gaan hom ontken voor hy sterf. En hy gaan opstaan. Vers 28. Maar nadat ek opgewek is, sal ek voor julle uitgaan na Galilea. So hy sê dit vir hulle. Die tweede ding wat hy doen is in vers 22 tot 25, anker hy hulle. Kom ons lees dit weer, vers 22. Terwyl hulle eet, het hy die brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit, en gee dit vir hulle, en sê, neem, dit is my liggaam. Toe het hy die beker geneem, gedank, dit vir hulle gegee, en hulle het almal daaruit gedrink. Hy het vir hulle gesê, dit is my bloed, die bloed van die verbond, wat vir baie uitgegiet word. Amen, ek sê vir julle, ek sal beslis nie weer van die vrug van die druiwestok drink, tot daardie dag, wanneer ek dit nuut gemaak, in die koninkryk van God drink nie. Jesus kom en hy bemoedig hulle.
uit hierdie ou ete uit hierdie ou fees uit, bring hy nuwe elemente wat hulle bemoedig. En hy anker hulle. Hy gebruik al hulle sintuie om hulle terug te bring na dit wat hulle werklik nodig het. Sy verlossing. En dan neem hy hierdie ou simbole en hy gee dit nuwe lewe. Hy vat die brood, die ongesuurde brood wat tradisie is van Egipte af tot nou toe, en hy gee dit 'n nuwe beeld. Hy sê vir hulle, dit is sy lewe wat werklik versadig. Dink aan wat hy gesê het in Johannes, wat ons in Johannes van hom hoor, ek is die brood van die lewe. Almal wat na my toe kom sal nooit weer honger en dors kry nie. Dit is sy lewe wat werklik versadig. Want sy lewe is volkome. En hy gee dit in die plek van my belangrikheid, my vermoë, of my onvermoë. My gebrokenheid voor God. My koninkryk. Waarin ek so vasklou rondom die eettafel. En dan gee hulle die wyn. En die wyn wys sy reinheid uit. Wat hy werklik opreg is. Die enigste opregte een. En hy gee dit vir hulle, en hy stort dit uit. Dit word 'n nuwe verbond. In die plek van my rebellie, my selfsug, my gebroke verhouding met God. My hart van klip, vir sy hart wat werklik lewe. En dis tekens van slawerny, waarvan hulle nou bevry word. Hulle is vrygemaak daarvan. En dit beteken vir hulle twee goed. Daai twee elemente beteken vir hulle twee goed. Een, hulle het nodig om herinner te word van die verlossing wat op pad is. En twee, iets wat ons in die teks net glad nie sien nie. Waar's die paaslam? Hulle ete het nou 'n paaslam nodig. En daarom moet Jesus optree namens hulle. Hy het eers hulle eerlik gewees met hulle, dan bemoedig hy hulle, en dan tree hy op namens hulle. Hy lei die ete, want hy is hulle paaslam. En die eerste ding wat hy vir hulle doen, as hy optree, is hy vat alles waarop hulle self staat maak, van hulle af weg. Hy sê vir hulle, julle gaan my almal verloon. Hy vat hulle koninkryke weg, deurdat hulle almal beloof het, om saam met hom te staan, en om dan verloon. Wat beloof jy vanaand? Die tweede ding wat Jesus doen, hy vat al die ervaring van verwerping namens hulle. Voor die geloofsleiers word Jesus verwerp. Voor die hele volk word Jesus verwerp. As ons vanaand gelees het hoe hy aan die kruis sterf, dan is die beste wat iemand kan sê, is kom ons kyk of Elia hom van die goud van die kruis gaan afval. Dis die vlak van verwerping.
En dan derdens, sterf hy namens hulle. En ons het gehoor van die rebelle. Hy betaal die rebelle se koste, se straf wat moet volbring word. Vat Jesus op homself. En hy betaal daarvoor. Sodat hulle dienaars in sy koninkryk kan word. Hy vat hulle koninkryk weg, en hulle word deel van sy koninkryk. En dan eindig hy dit nie daar nie. Want jy sien, as hy daar geëindig het, dan het ons 'n geskiedenisstukkie gehad, en ons moes daarop staat maak. Maar Jesus staan op Sondag op. Hy staan op namens sy disippels, namens elke disipel. En dit maak sy regering 'n werklikheid in hulle. My rebellie word met sy gehoorsaamheid vervang. En 'n nuwe ooreenkoms, 'n nuwe verbond, word namens my met God gesluit. Een wat ek nie met my eie uit kan sluit.